Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom by ons aanlyn Bybelskool en watter tyd van die dag dit ook al in jou geweste is, baie welkom. Dit is so voorreg dat ons saam kan stap, stadig kan stap, deur hierdie kosbare boek van Hebreërs. Ons stap so stadig dat ons letterlik, as jy vandag vir die eerste keer ook by ons ingeskakel het, dat ons vers vir vers na die teks kyk. Dit help ons om dit so 'n bietjie te verteer, maar ek besef ook dat wanneer ons hierna kyk, dan is daar baie om oor na te dink. En daarvoor is daar 'n klomp voetnotas wat hier voor my is, wat vir jou beskikbaar is. So as jy dit nie geweet het nie, stuur net vir my e-pos en ek sit jou op die verspreidingslys. Ek stuur vir jou die notas tot op hede. En as hierdie dalk 'n reeks is wat jy nou eers by aangekom het, maar ons het hom al voltooi, ek sal nog steeds vir jou die notas stuur wat beskikbaar is, soos ook die vorige notas van die ander Bybelskole wat ons al die voorreg gehad het om van deel te kon wees. Dis so my gebed dat, en dis vir my en vir Arno wat hier agter die kamera aan die werk is, dat dit wat ons met die woord hier ontdek, dat dit nie net ons gedagtes sal verruim met nuwe inligting nie, maar dat ons regtig nader aan Jesus sal trek. So mag die Here dit vandag ook doen, juis op hierdie tyd van die jaar, waar ons nadink oor Christus se seisoensverdienste, oor sy offer, oor die wonderlike prys wat hy betaal het in ons plek. En as ek sê 'n wonderlike prys, want dit het 'n wonderlike geskenk vir ons gebring. Was 'n geweldige duur prys, maar die gevolge daarvan, die heerlikheid waarna ons kan deel. Sjoe, wat 'n groot geskenk is dit nie. So baie welkom, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie oomblik. Dankie Here dat U hierdie oomblik gewil het ook in ons lewe en dat hierdie dag met hierdie hoofstuk juis 'n oomblik in ons lewe kan wees waar ons nuut hoor, nuut ontdek en ja, tot 'n nuwe besluit kan kom in terme van ons verhouding met U. Ek bid so Here dat U woord sal praat, dat ons deur die geklank van U woord en die luister daarna regtig al hoe meer getransformeer, verander sal word na Christus toe. Ja, trek ons nader. En Here, veral vir die wat dalk hierna luister en miskien op hierdie oomblik nog skepties staan teenoor geloof, dalk wonder oor die Christelike geloof en wat dit jy so anders en uniek maak, bid ek dat U deur die woord glashelder sal praat, dat ons U sal hoor, en U alleen, bid dit in Jesus se naam, amen. In hoofstuk 8 van Hebreërs het ons gesien dat Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens het. Hy's 'n voortreffeliker hoëpriester as die ander priesters. Kyk, tot op hede is hy al vergelyk met Melchisedek en hy's ook al vergelyk met die hoëpriesters van daai tyd. Ons is nou op die deel van Hebreërs wat hy veral kyk na die offer wat die hoëpriester sou bring. Omdat Jesus 'n voortreffeliker hoëpriester was, het hy ook meer uitnemender beloftes gebring. Die belofte van die ewigheid, die belofte van dit wat sou wag. En Christus is meer as, en as hy meer as die hoëpriester is, dan het hy ook 'n meer as diens. En sy meer as diens beteken dat die oue het uitgedien geraak. En onthou, die ou priesterdiens het oorgedra van geslag na geslag en elke keer het 'n priester dood gegaan en is 'n nuwe een in sy plek ook, verstaan, aan diens gewees. So, dit was iets wat nie volhoubaar was nie. Want as dit gewerk het, dan sou dit tog ergens gestop het. En dit het nie. Dit het nie tot lewensverandering, konstante lewensverandering gelei nie. Het nie tot die herstel van die verhouding gelei met God soos wat dit moes nie. Het dit sy plek gehad, verseker, maar het dit genoegsame impak gemaak? Nee. Daarom was 'n groter offer deur 'n groter hoëpriester eenmalig nodig. Daarvan lees ons veral in hierdie hoofstuk en in die volgende hoofstuk wat vir ons wag. Die opskrif van hoofstuk 9, die aardse heiligdom en sy offers. En ons gaan nou sien hoe deur die kyk na die aardse heiligdom, die aardse tabernakel, daar hierdie fokus is op die hemelse. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Nou hierdie is 'n beskrywing van Levitikus 16. Daar sien ons al die reëlings rondom die tabernakel en dit wat daar sou gebeur. So hierdie is 'n verwysing na wat ons vanuit Eksodus 40 sien. God wat tuiskom onder sy mense by wyse van die tabernakel. Alles van hoofstuk 25 tot 40 beskryf hierdie tabernakel. Trouwens, die Bybel het net 2 hoofstukke wat fokus op die skepping. Jy weet, die Bybel het 50 hoofstukke in die Bybel, waarvan ons
raak lees oor die tabernakel, waarvan ons die betekenis en die beskrywing hiervan sien. Al die pad vanaf Eksodus regdeur tot in Openbaring, want Openbaring beskryf 'n God wat kom tent opslaan, kom tabernakel, kom tussen sy mense woon. So hierdie beeld is bitter belangrik, ook in ons verstaan van Christus en van die evangelie. Die eerste verbond en voorskrifte het die erediens gehad en so ook die aardse heiligdom, vers 2. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar met die tafel met die offerbrode gestaan. Nou hierdie is belangrik, want die Hebreërbrief kom begin deur vir ons te sê, daar was 2 dele in hierdie tabernakel. Die een, die heiligdom, waarin al die priesters kon ingaan, om ook offers te bring. Daar binne was die brode gewees, elke dag is die brode geruil gewees, om te sorg dat daar vars brood sou wees, 12 brode. Interessant dat daar beskryf word, dat al hierdie simbole in die tabernakel, het 'n heenwysing na Christus toe. Christus wat in Johannes 6 sê, maar hy is die lewende brood. Daar binne was daar ook 'n kandelaar gewees. Nou hierdie kandelaar het olie ingehad wat aangesteek was, ook as deel van 'n aanbiddingsoomblik binne in die tabernakel. Christus sê in Johannes 8, hy is die lig vir die wêreld. En so in hierdie eerste deel was daar die toegang vir die priesters. Maar hier is die belangrike, dan was daar 'n voorhangsel, en deur die voorhangsel kon jy na die tweede deel toe gaan, en net een persoon, die hoëpriester, kon 1 keer per jaar daarin gaan. So deur die beskrywing van hierdie 2 dele, kom sê die Hebreërskrywer onmiddellik, onthou daar was skeiding gewees. Skeiding tussen die heilige en die ewige teenwoordigheid van God, want dis wat die allerheiligste verteenwoordig het. Agter die tweede voorhangsel, wat die gedeelte wat die allerheiligste genoem was, daarin was die goue wierookkandelaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. Nou hierdie goue wierook, altaar, nie kandelaar, die wierook altaar, was nie soos wat die Hebreërskrywer dit hier, as ons dit net so sou lees, en ons dit sou sien, aan die ander kant van die voorhangsel. Nee, dit was die kant gewees van die voorhangsel, maar die belangrike is, die wierook wat daar, op die kole gebrand is, en wat die reuk gemaak het, het gefokus op gebed, en dit sou natuurlik binne in die allerheiligste inbeweeg. Om daardeur te sê dat die gebed van die wierooksaltaar bereik die allerheiligste, en daarom hierdie beskrywing van dat dit aan die ander kant is, maar dit is meer die funksie van hierdie altaar as wat die altaar self dit was. Nou sê Romeine 8 vir jou en my, Jesus is aan die ander kant, in God se teenwoordigheid, aan die regterhand van God, besig om vir jou en my te pleit. Dit is sy priesterdiens wat hy daar verder verrig in die allerheiligste. So weer eens ook hierdie wierook, hierdie gebede, word in Jesus ook sigbaar. En die verbondsark. Nou die verbondsark het 2 gerubs gehad, wat die teenwoordigheid van God versimboliseer, en dan in die middel daarvan, die versoeningsdeksel, wat in die Engels vertaal word as die mercy seat. En daar binne was die tafels gewees, die 2 kliptafels, wat natuurlik die wet was, wat God gegee het, en die kierie van Aaron. Nou die kierie van Aaron, wat 'n verwysing was na die priesterdom, en die kliptafels die verwysing van die wet. En die mooi is dat hierdie alles onder die deksel van genade was, van versoening was. Sien jy dat in Christus is daar 'n mercy seat? In Christus vind sy wet sy volle betekenis. In Christus vind die priesterdom sy volle betekenis. Want is alles binne die genadehandeling van God, binne in die allerheiligste. As ons hieraan dink, ek weet nie van jou nie, maar dit tref my hart diep om te dink, maar dit alles is 'n heenwysing na Christus toe. Daarom was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die platklippe met die wet van die verbond wat daarop geskryf is. So hierdie manna wat beskryf is van God se voorsiening. In Christus sien ons God se voorsiening. Die kierie van Aaron praat van priesterskap en dis leiding. Christus is die goeie herder, die een wat voorstap. Die plat klippe wat verwys na die wet. Christus, ons kyk byvoorbeeld na Matteus 5-7, wys vir ons die vervulling van God se wet. Hy het nie gekom om dit tot niet te maak nie, maar dat dit sy volle betekenis kan kry. Vers 5, bo op die ark het die gerubs, wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoeningsdeksel uitgestrek.
Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Nou, onthou jy voorheen het hy gesê, ek wil nie met julle praat soos kinders nie, want kinders kort melkkos. Nee, ons moet vaste kos kry. Nou in hierdie besonderhede van die verbondsark, net hier sê die skrywer, ek wil julle net so 'n bietjie inneem en hoor net hierdie, maar kom ons gaan verder, want ek het 'n ander fokus wat ek wil bring. Gaan lees gerus 1 Johannes 2 vers 2 en Romeine 3 vers 25 oor die genadehandeling van God in Christus. Vers 6. Met die dinge so ingerig, so hierdie erediens, die verloop daarvan, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binne gegaan om die dienste te verrig. So elke dag in die oggend sou die priesters ingaan, hulle sou die wierook aansteek, dit sou die ruimte vul met die heerlikste reuk, om daardeur ook te kom sê, maar die gebede van die volk bereik, die allerheiligste bereik God. Hulle sou die brood daar hê as 'n teken van wyding aan die Here, en hulle sou die lamp aangesteek het om daardeur te kom herinner, die kandelaar, dat die Here gesê het vir Abraham, onthou ek maak jou 'n lig vir die nasies. So met daai gedagte van lig en wierook wat elke dag gebeur, sê die skrywer vir ons, maar onthou dit het in die voorste deel van die verbondstent elke dag gebeur. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. So dit word beskryf, en jy sou kon sien daar in Levitikus, dat een keer per jaar moet die priester die allerheiligste ingaan, om as het ware namens die volk voor God te verskyn. Dan sou hy ook die bloed op in sy vingers neem en dan op die verbondsark drup as 'n simbool van versoening wat namens die volk voor God gedoen word. Versoening in die allerheiligste vereis bloed. Sonder bloed, en hierdie moet jy hoor, sonder bloed is daar nie versoening nie. Sonder bloed sou daar dus nie vergewing van sondes bewerkstellig kan word nie. En dit was van die begin af deel van die storie van Israel. Soveel te meer die betekenis, die volle betekenis daarvan in Christus. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is nie, solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan het nie. So iets moes gebeur, dan moes verandering kom. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd, waarin offergawes en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat dit bring, 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Die bring van offers reinig nie jou gewete nie. Dit is 'n baie belangrike beginsel hierdie vir jou en my. Die bring van offers reinig nie jou gewete nie. Dit bring jou nie by 'n plek van nou voel ek beter nie, want jy word die heeltyd aangekla deur jou sondige natuur. Daarom moes dit voortdurend gebeur het. As die proses gewerk het, sou dit tog ergens gestop het. Sou jy kon sê, dis nou volledig, maar dit het nie gewerk nie, dit het nie die gewete skoon gebring nie. En daarom was hulle skuldig. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dis nou al die offers, die verskillende offers wat gebring sou kon word. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak, en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Nou wat gebeur met daai beter orde? Wanneer gebeur dit? Kan net gebeur wanneer die voorste deel en die agterste deel nie meer geskei word nie. En in Matteus 27 vers 50 en 51 lees ek en jy dat wanneer Jesus sy laaste asem uitblaas, wanneer hy sê dit is volbring, aan die ander woorde, dit is voltooi, dit is klaar, dan skeur die voorhangsel. Dan is daar nie meer 'n skeiding nie, dan is die volledige offer gebring, dan is daar nie meer 'n eenmalige offer per jaar en ander offers reg deur die jaar nie, dis eenmalig vir eens en vir altyd is daar 'n offer gebring, en is daar 'n toegang tot die allerheiligste. Hierdie allerheiligste wat ons weet, al in Hebreërs 6 vir ons gesê is, ons het hoop wat soos 'n anker aan die ander kant van die voorhangsel vas is. Maar Christus, nou as ek en jy weet die Bybel lees, gaan ons gereeld hierdie woorde sien, maar God, maar Christus, wat kom sê, daar was 'n vorige bedeling, en daar is 'n ingrype, daar is 'n donker gevolg van verlorenheid, en dan is daar God se redding. So maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is.
Nou hierdie nou verwesenlik natuurlik 'n beskrywing van 'n nuwe tyd. Hierdie nuwe tyd sien ons in hoofstuk 1 word beskryf as die laaste dae. En wanneer dit sê verwesenlik beteken dit is afgehandel. Ek wil graag vir jou lees wat G.F. Hawthorne skryf en ek lees dit hier in my voetnotas. Because of the merits of his person, the quality of his sacrifice and the sphere of the ministry of Christ, Christ has secured by himself an eternal redemption for us. Hoor weer? Because of the merits of his person, wie dit is, the quality of his sacrifice, die intensiteit van sy offer, and the sphere of his ministry, dat het vir die hele wêreld is. Het Christus hierdie posisie in die heelal kon inneem, wat net syne is. Want niemand sou kon wees wie hy is, die intensiteit van die offer bring, en die wyte van sy bediening hê, soos Christus nie. Daarom is hy die volmaakte offer van 'n baie, baie beter ook verbond, nê? Bring hy dit deur. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is, en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. So Christus se dienswerk is iets goddeliks. Dis iets bonatuurliks. So die verbondstent was net 'n afbeelding van die hemelse. Met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. 'n Hoëpriester wat homself offer. Met sy eie bloed is ek en jy vrygekoop, losgekoop. Weet jy wat sê Openbaring? Openbaring sê die gelowige se klere is skoon gewas in die bloed van die lam. Hierdie bloed wat reinig was nodig om geoffer te word, om versoening te bring en nou toegang te gee vir jou en my tot die allerheiligste. Die ewige is soveel groter as die tydelike. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein, maar let wel, dit maak hulle nie niet nie. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Offers reinig nie ons gewete nie, maar Christus se bloed maak ons nuut. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy reinig ons van hierdie skuldige gewete. Hy reinig ons van ons verlede. 2 Korintiërs 5:17, ons is nuwe mense, sodat ons die lewende God kan dien, vrygemaak vir diens. Nou daar's vir jou preektema. Vrygemaak vir diens. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. En as ek en jy so vinnig net in daai twee reeltjies lees, dan sien ons klaar die drie eenheid, né? Christus, die Gees en aan God. Christus wat homself gee. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Gegee vir redding deur bloed. Almal wat dit glo. Deur die ewige Gees, wat natuurlik die inwonende teenwoordigheid van God in die lewe van die gelowiges, van die lesers van die Hebreërbrief sou wees. Vers 15, daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. So 'n priester het namens die volk voor God kom verskyn. So hy het letterlik die offer kom bemiddel na God toe, en daardeur ook natuurlik die vergifnis kom bemiddel na hulle toe. Maar nou het ons 'n beter middelaar. Een wat homself gee, een wat tussen ons en God as dit ware, of wat namens ons voor God kom verskyn, wat in ons plek kom verskyn, want in dit is hy dit waar, en is hy waardig, hy is ons voorspraak, hy kom staan in ons plek, en hy kom verklaar ons rein, ons het in hom glo, want sy bloed het dit betaal, sy dood het plaasgevind, om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, wat natuurlik beskrywing van die wet is, nê? Sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Nou wie's geroep? En wie van praat die skrywer hier? Almal wat die uitnodiging aanvaar. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en jy gaan rus kry. 2 Petrus 3, God wil nie dat enigiemand verlore gaan nie. So daarom stel hy nie die vervulling van sy belofte uit nie. Maar jy moet die oomblik aangryp.
1 Timoteus 2 vers 4 sê dieselfde. God wil nie dat iemand verlore gaan nie. So die uitnodiging is vir almal, maar vir die wat dit aanvaar, hulle word genoem die Hagios, die heiliges, die eenkant gesit mense, vir hom eenkant gesit. So, wat is hierdie erfenis? Wel, dit het al vroeg begin in die Johannes Evangelie, Johannes 1 vers 12. Almal wat aan hom aangeneem het, die wat aan hom glo, dat die reg gegee om kinders van God genoem te word. Kinders is erfgename van 'n beter erfenis. Vers 16, dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is. Want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank hy nog leef nie. So Jesus sterf en 'n testament word beskikbaar gemaak. Maar Christus staan uit die dood uit op, want hierdie is 'n nuwe testament. Dis die testament van die lewende Here. En hierdie nuwe testament lei ons na 'n nuwe verbond toe. En hierdie nuwe verbond vat ons na 'n plek van nuwe lewe toe, wat deel is van 'n nuwe erfenis, want nuwe mense deel hierin. Die wyte en die grootte en die diepte van hierdie woorde moet jou en my lewe geweldig aangryp, as jy net daaroor dink. Ek deel in hierdie nuwe testament, wat Christus vir my gee, en geen ontvanger van 'n testament het dit verdien nie. Dis net uit verhouding uit wat dit gebeur. So die testamentmaker kies om 'n erfporsie te gee, deur sy lewe as dit ware dan ook te gee. En ons het 'n testamentmaker wat sy lewe gegee het. Maar meer nog, hy's nie dood nie, hy lewe. Vers 18, daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Hierdie woord verbond is 'n beskrywing in die Hebreëus van karat. Karat is wanneer daar 'n dier in die helfte gesny word en daar deur twee mense tussendeur gestap word. Jy kry dit ook op Saterdag met huwelikstroues, né? Huwelikstroues, ek bedoel huweliksbevestiging of troues dan nou. Wanneer 'n bruid sou afstap in die aisle tussen twee dele. Dis 'n beskrywing van verbond. Ons stap tussenin, ons sluit nie kontrak nie, ons sluit verbond. So hierin weer, daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. So bloed was nog altyd teenwoordig. En dan 'n beskrywing van Moses en toe hy die wet gekry het. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hyssop die wetboek self, sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. En hierdie simboliek, die bloed van die verbond deur God gegee, word ten volle in betekenis gebring wanneer Christus, die bloed van die ewige verbond, hy wat die groot herder van sy kudde is, soos Hebreërs 13 het ook presies so beskryf, wanneer hy sy lewe gee vir jou en my, om daarin te deel. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruike by die erediens, het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. So dis deur bloed gewy. Gaan lees gerus Levitikus en Numeri daaroor. Jy gaan soveel hiervan daarin kry. Belangrik, sonder bloed is daar nie vergifnis nie. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. So as Openbaring 7 vers 14 sê, hulle klere is skoon gewas deur die bloed van die lam, is dit twee terme wat baie vreemd vir jou en my is. Bloed en skoon was? Want in ons wêreld is bloed geneig om te vlek. Maar in Christus was sy bloed ons skoon, want die agtergrond hiervan is, waar bloed geoffer word, is sonde gereinig, nie waar nie? En sonder die vergieting van bloed, vind daar geen vergewing van sonde plaas nie, want die skuld word op die sondebok geplaas. En Christus word in ons plek as sondaar behandel, sê die Nuwe Testament. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moet dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. So wat ons sien is dat Jesus se offer wat hy gebring het, was nie soos die aardse tabernakel net betrekking op die aardse mense nie. Nee, hierdie het 'n hemelse betekenis, daarom 'n hemelse tabernakel, 'n hemelse hoëpriester, want Jesus oorbrug die afstand wat die sonde tussen die mens en God geskep het. Jesus kom herstel die verhouding. Jesus bring ons terug by daai beeld van God wat bestaan uit verhouding met hom, verhouding met mekaar. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn.
En gaan kyk ons nou Openbaring, dan sien ek en julle die beskrywing van die hemel. Dit wat Johannes daar sien, sy afmetings is in die vorm van 'n kubus, wat presies die afmetings van die allerheiligste sou wees. So die allerheiligste in die tabernakel is 'n heenwysing van die ewige tabernakel, die ewige allerheiligste, waar Christus is. En hy neem ons daarheen. Daarom is sy priesterdiens, daarom is sy hoë priesterdiens, daarom is sy bloedoffer soveel groter as die aardse afbeelding daarvan. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer, soos die hoë priesters elke jaar die allerheiligste binne gegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie. Jy weet, die hoë priester met die bloed van die dier en die nee. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. En wat hy dus hierdeur kom sê is, as Christus die offerdiens sou moes verrig, en die offer moes word, soos wat die hoëpriesters dit van die begin af gedoen het, wel as hy dan net 'n gewone hoëpriester was, sou hy aanhoudend dit moes doen. Maar daar is iets anders aan hierdie Christus, aan hierdie Jesus, aan hierdie Here, wat hom soveel groter maak. Onthou, van die begin van die Hebreërbrief wat ons gesê, die skrywer sê, hou jou oog op Jesus. En die grootte van Christus, die meer as van Christus, wat hy nog die heeltyd vir ons uitgepak het, word ook hier sigbaar. Hy hoef dit net eenmaal te gedoen het, want die gewig van sy bestaan en wie hy is, en die prys wat hy betaal het, was soveel groter in waarde. En daarom sou die sterwe van hierdie een man, op hierdie een Vrydag, aan daai een kruis, een volledige versoening aankondig vir die wêreld, want sy waarde oortref alles, en sy offer is daarom so duur ook. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tyd verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Galasiërs 4:14 pak dit verder uit. Eenmaal het Christus gekom om vir eens en vir altyd dit af te handel. Daar's nie meer 'n offer nodig nie. Daar's nou vryspraak in hom alleen, want Jesus oortref alles in waarde. Vers 27, 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. Hier is die normale gang van die lewe, né? So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. 2 Korintiërs 5 vers 21 praat van hierdie net eenmaal, 1 Petrus 2, 24 en 25 brei dit ook verder uit, en natuurlik onthou, vir hulle wat dit glo. As hy die tweede keer verskyn, hierdie is sy wederkoms, ons sien dit in Openbaring 22, die beskrywing daarvan. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. En die wat hom verwag het ons gesien in die gelykenisse van die bruidsmeisies wat wag vir die bruidegom. Ons in Johannes 3:17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur vir oordeel nie, maar vir redding. Maar daar's net redding moontlik as ek en jy glo. O, jy wat hierna kyk, dalk hierna luister. Ek bid so dat jy vandag sal hoor, die Here roep jou. Roep jou terug na hom toe. Terug na sy hart toe. Terug na die plek toe waar jy kan sê, Here, ek glo. Here, ek aanvaar dit. Maar sien, as jy dit ontvang, as jy dit glo, as jy dit bely, dan sê die woord, hy reinig jou skoon. Openbaring sê dat hy kom in jou lewe in om feesmaal te hou. Jy word deel van sy familie, jy word nuut gemaak, sy gees kom woon in jou. Hy maak jou totaal nuut. Die verlede is verby, jy kan nou nuut leef met die ewige wete, die testament is ook nou joune. Dankie Here Jesus vir hierdie hoofstuk van hierdie boek, juis op hierdie tyd in ons lewe. Ons besef Here dat vanuit ons eie agtergrond is die gedagte van 'n tabernakel of van offers bring dalk so 'n bietjie verwyder van wat ons gewoonlik ken. Maar dankie dat U ons verbeelding ook kan gebruik en ons daarin neem, dat ons kan ryk en kan beleef, dat ons kan sien en kan hoor. Hoe moes dit nie gewees het daai dag, Here, toe die geweldige groot voorhangsel skeur nie. Wat 'n skok moes dit nie vir die mense van die wet daai tyd gewees het, toe hulle besef, maar daar's nou vrye toegang vir almal na die allerheiligste toe nie. Dankie Here dat ons dit vandag ook kan weet, dat ons vrye toegang tot die allerheiligste God het, in sy allerheiligste ruimte waar hy is. En dat ons kan weet dat wanneer ons met U praat, dan is ons nie alleen nie, ons het 'n hoëpriester wat by ons is, wat ook namens ons intree, soos Romeine 8 ons herinner.
meer nog, ons het die Gees wat in ons woon, wat ook vir ons intree. Here, hierdie geweldige groot gedagtes is eintlik te groot vir ons klein breintjies, en tog so kosbaar. Dankie vir die een evangelie, wat bedoel is vir die ganse wêreld, en dat dit regtig genoeg is. Daar's geen ander verhaal op hierdie wêreld, geen ander gebeurtenis, wat so groot is soos hierdie nie. Daarom aan U al die lof, al die eer en die aanbidding, ook in hierdie dag, in Jesus se naam. Amen.